En sy was, ek het amper gedink, ek ken die vrou nie. Die vrou wil niks van my te doen nie. Die vrou is soos 'n zombie. Ek sê, nee, Here vrou, wat gaan aan? Sy Sondag nie. Sy het ja gesê. Is nie soos Ele wat nou net kan besluit, soos Lisbeth 'n boodskap gestuur het, maar hy wat gebeur het, hoor jy hy begrafnis nou, wat moes jy gemaak het? Verstaan jy wat ek sê? Het is nie, as jy 'n disipel is van Jesus, is hy so eenvoudig nie. Ek kan onthou, hier is my vrou, Pastor Raymond se ma is dood, my oom, by wie ek gebly het in die Kaap, is dood. Ek sê vir die vrou aan, hey, daai mense moet maar sê wat hulle wil sê. Ek gaan na Pastor Raymond toe. En toe kom ek nou nog siek op haar. Dat ek gesê het vir disipel. As jy so eenvoudig soos Ele dit maak en sê ja, ek gaan nie aanwees nie. Ek gaan dit nie maak nie. Dat maak, Sister Landy maak, sê ja, my apostel namens my, ek kan nie. Sister Berenice, ek moet aan hy kruis optel, sê hy. En dan maar aankom. En as jy 'n kruis wat weg is nie, Judy, as jy die kruis is weg, as jy nou 'n disipel word nie, hy sê, oei, ek gaan nie 'n kruis wegvat nie, jy moet maar aankom. Familie, die grootste offer wat jy kan bring, is wanneer jy wys, hier kom ek, hier sit ek met hy ding. Ek het gekom met ons. Dat betekent jy kan nie so na 'n kruis voorkom nie. And he's trying to live as wanneer hy sit met die kruis. Ek wil afsluit. You surrender your will, was het nou gehoor wat is self deny. Daai disciples, met alles laat staan het Lucinda, Lucas was 'n dokter, 'n mediese dokter, Mattheus was 'n tax collector, Judas, so skelm wat hy was, het hy beroep gehad, hy was 'n treasurier, het geweet, die koekies mooi dat balance, wat soek julle broodgeld? En as Jesus moet tax betaal het? Nou nee, Mattheus was 'n tax collector, hy het uitgeweer, precies geweet, en sê vir Judas, hey, skelm! 500 rand die maand gee, kom 700 rand aan. Sê jy, daar was mense met beroepe. Hy sê vir hulle, kyk hier, beroep of te not, as julle agter my en wil kom, julle moet julle self verloor. En hy het niemand van hulle gedisrespek nie, of eendag laat voel, hulle is nie, wie hulle is nie. Die prys om Jesus te volg, is om jouself. Dit gaan nie oor jou. Ek het baie mense hier in Korum gesien, die vergaderings, het gaan oor hoe hulle voel. Hier is my vrou, toe ons in die AGS kerk was. Die eerste ding, wat ek gesê het, toe ek in leierskap kom, die eerste keer, toe ek in leierskap kom, ek gee die Here my die wysheid, en ek sê vir my mense, ek werk met mense se gevoelens. Want as ons nou die mic vir ons almal gee om te sê hoe ons voel, gaan ons baklei. Dink u ons het gekom oor mekaar se gevoelens? En mense dink ek is 'n brandweer mens wat ander mense se gevoelens moet blus. Jy moet jou kruis optel. Jy moet jou broer vergewe. Sien jy? Sy sê disipel jy nie. So morsig raak, kom. You surrender your will, al die sister weer sing jy. Ek sê vir jou, jy moet mooi kyk so man. Kruis, toe praat van die kruis, al sy met haar kruis. You surrender your will. You surrender your will, you surrender your desires and the lifestyle to his lordship. Het jy gesien, hy sê, die centurion sê, Here, spreek net 'n woord man. Ek gaan my slaaf gesond raak aan. Hy sê vir die slaaf, kom aan, sê ek, wat sê,
Gaan. As ek nou vir een van julle sê, gaan, dan kry ek 'n probleem. As ek vir hy een sê, kom, dan kry ek 'n probleem. Nee, jy is hier disipel. Wat hy sê eintlik, daai manne se authority lê by my. As ek sê gaan, hulle gaan nie as ek sê gaan. Hulle kom ook nie as ek sê. Met ander woorde, hulle is haar op pos aan. Hulle wag. Hy sê twee soort mense vir die en sê en vir hy en so. Hy het mense wie hy stuur en hy het mense wat vir hom goed bring. Sien nie? Al hy mense staan op 'n pos stil. Hy sê, as ek vir die en sê, nie vra nie. Nee, kom aan, jy praat nou lekker saam met my, maar jy moet weet, dis die jy nie. Sê! Sal ek vir jou goed sê om my te laat kwel nie? Of sal ek vir jou goed sê wat concerning die kerk nie? Is dit nie dit wat ek sê nie? Kom aan. En ek nog, jy sê, kom saam met dans toe, en dan sê ek, ja, vir jou man, Landy, kyk nie, ek gaan nog saam met oma een bykie dans toe, maar moet nie, as my leier raai. Ek was nie jou goed gesê, buitenkant die ministry goed nie, maar ek sal dan nog steeds daar met jou, want ek kan nie vir jou sê ek kan nie by jou nog een man kom, met gesag en sê, weet jy wat, daai neven, as ek vir hom sê, kom, as ek vir hom sê, gaan, dis wat hy sê. Hy sê, ek het die disciples daar by my. Sy is ook een man en gesag. Jy kan ook mos net een woord sê. Gaan. Dan gaan hy woord. Of jy kan sê, kom. Dan kom hy woord. Hallo. As jy onder hy woord gestaan het, sou die kerk so gesê het. Want as ek sê, gaan nou, maar jy moet iets gaan doen. En hy moet hy ding bring. Nou kan ek kan nie nou sê van haar gaan nie, because the struikelblok het nie. Bloed van die man. Die question is eintlik, apostel, het jy mense vir wie jy kan sê, gaan? En hulle gaan, of het jy mense vir wie jy kan sê, kom? En hulle kom. Want die man sê vir Jesus, hy het sulke mense by hom kerk. Sien u hoe maak lidmate en besoekers en kom aan noem my name en participators because ek kan nie vir hulle sê kom nie. Nee, ek behoort mos hier nie. Nee, ek besoek mos net nou, wat sal hy man nou by my sê? As die disciples die binne is. Vraag iemand is hier disciples. Ek sien hy mense skep. When you are a follower of Jesus, you're learning his teachings. You study scripture. You receive instructions. Jy moet weet, as ek jou nog nooit 'n instruksie gegee van jy met die kerk gesê, dan moet daar iets fout wees met my en jou. Kom nou. Amen. Die mense, allemaal kyk nou die grond en ek sta nie voor. Ek moet die mense rek nou hy kos. As ek jou nog nooit 'n instruksie gegee het nie, dan beteken dit die relationship tussen my en jou se reg. Kom nou. Because as jy submit on a follower, on a lordship, on a submission, hy out of 10 times kan jy 'n instructie gee. Because vir die sê ek gaan. Nou, as 3 soort instructies is gaan, waar kyk my vrou, kyk, daar is die kykie my vrou. Is gaan en doen. Gaan, kom en doen. As jy nog een van hy 3 by my gekry het, dan is jy nog een die kraal. Het is nog een die uit. Jy sit die, net kyk jy, jy sit die, maar dit is nog een die uit.
Daai man breek met hoe sy kerk werk met Jesus. As ek kyk man, meneer, hy sê kom maar by my, man. Dit lyk ons so 'n bietjie te mekaar. Hulle weet maar so keer dat mense kom. Vandag apostel, dis hoe ek sê wanneer kom ek kom net met dit. Want as ek nou sê kom vandag, nee apostel, dit was goed, okay? En môre, nee is stryd, okay? En môre, nee is pyn. Ek kom net. Maar daai man sê vir Jesus, by my kerk, by my huis. As manne, as ek nou hier slaan, kom tot die. Ek dink moes hulle aan die getuie onthou. Brouwers, apostel Brouwers getuig by Mosselbaai die Almeida, met hy saamtrek daar. Hy sê, hy vergeet sy iPad, waarvan hy nou gaan preek, hy Sondag in die Kaap, en hy sit in Mosselbaai. Nou, wanneer mense goed daar afgetik het, as ek amper so dit laat gaan, so jy weet wat daar staan, maar jy gaan nou nie lekker, because jy was nou relaxed, so nou, dink hy maar, hy gaan nie 'n goeie saak lewe, hy ding moet nou kom, en hy kan nie nou opry nie, hy sê net, bel een van sy seuns, en hy sê, hy sê nie, of hy vra nie, hy sê, seun, my son, die ding lê nou daar en daar, bring hy ding af asseblief. Hy sê, sonder enige moeite. Ja, yes, my Lord. Ding, hy het 6 uur of 5 uur, 7 uur hy gepreek, toe kom hy mense hier ingery. Toe sê hulle, dit was makkelijker, ry jy tot die swellende, dan jaag iemand hier vandaan tot die swellende. Maak die saak waarmee hy man bezig was. Wie achter my wil kom, moet ons My gebed vanaand is dat die Here gaan jou lig, dat jy ook hier voor gaan staan, eendag voor jou mense. En dit gaan presies is wat jy van hulle verwag. Maar as ek die jou gaan leer, by wie jy gesien, hoe gaan jy hulle leer? As jy 'n kind het, hier is my kind. My vrou sê altyd, ek bly met Joel. Ek sê vir hom, Joel is my seun. Ek sê vir hom, mama, ek vra nie. Miskien is ons kleerlinge 'n bietjie rof, want die wit mense sal sê, ag ja, nee, wil jy nie asseblief. Maar jy ken ons nou, ons is nou weer, ons kom met die army uit. Joel, maak 'n bietjie drink goed. Ek vra nie dit nie. Ek sê, hy maak my gister kwaad. Sy skoolbroek is stikken. En ek sê van, familie, ek is kwaad. Vir kyk hoe let sy, leer julle of beklei julle met die skool? Nou moet ek die kindertjie van Opel dat hy sy sak ingooi. Man, en hy weet ek is nog ver van klaar. Hy was van net Psalm 1. En ek weet, hy weet nou, dis heel pad nou. En nou, hy wil my doodsnou, hy wil my bakkie toe gaan, en ek sê, kom staan nie! En ek sien, is gesag, ek sien kom nie. En in plek nou, wat my kop is nou alweer, op ek sien authority, ek sê, kyk, my woord aan. Is krag. Maar dat kan nie krag wees, as hy nie anders aan misse is. En ons moet nou stok vat. Geef aan hy kos aan. Ek wat hy mense is my kos weer. Sê hy kos vir my en ek bakkie, ons gaan het so dit in die dorp. Ons moet stok vat van ons self. Het ons die weer vir die ministerie makkeliker gemaakt? Of maak ons het zwaarder? Is ons kerkmesse, want as kerkmes van jy net so, en dan sny in die teken. Een stompmes doe die, met een prijze opzet, en hy prijze maak my nie.
as mense so weer iets kan sê, dan gebeur dit. Dis 'n skerp. As mense wat ek moet dink jy ek het genot het om jou te fiets? Ons kan van disciples op. Jy moet jouself en het gaan nie oor jou nie so nie. Of jy het likes of nie likes nie, jy is by die ministry, het gaan oor quorum, het gaan oor die visionary, het gaan oor die leadership, het gaan oor headship. Jy is 'n soldaat. Of jy het likes of jy likes nie, nou hier's my gebed vir jou Here, lig haar, dat sy ook hier kom en gaan sy sien, nee, nou verstaan ek, waar gaan hy apostel gepraat. Because jy kan nie troepe hê en jy sê links. Nee, hulle gaan nie eers links sê. Weet jy wat is die troepe se probleem in die keer? Hulle antwoord nie eers jou nie. Hulle reply nie eers op jou boodskappe nie. En dit laat my sleg voel. En jy sê vir my, apostel, wat jy behandel in my. Ek kyk net na die kerk se groepies op, is dieselfde mense wat dit likes, elke dag. Is dieselfde mense wat dit sê. Nou, ek gaan vir my vrou, kom sê ek so, want daai goed wat ons daar sit, is die ministry se goed. En jy sê vir my, jy is ook deel van die ministry, but jy participate in wat ons doen nie. As die ministry moet sê regs, kom nou. As die ministry moet sê, share net die opaitie familie, share net die boodskapie, likes net, antwoord net. Dis mos nie vir my nie. Jy behoort dan in dieselfde. Ek moet klaarmaak, man, dit lyk ons gaan hou slaan, en ek wil nie. Goed, ons sê, practice obedience, is my laaste en ek is klaar. Ek wil gesê, ons gaan dit met die blijkie kom. Transformation, en hier is die duivel besig met ons. Transformation happens through obedience. Want as ek gehoorsaam is en wat moet doen, ek gaan doen my verander. Wat ons maak, as ons in quorum inkom, ons kom vir information. Het jy gehoor, dat apostel sê, julle is nog gehoor, ek het nou aan vandag gesê, en die apostel het van so, en so, dis information wat sy uitsit. But die information gaan nie jou change nie. So as ek elke Sondag hier sit en versamel information en gaan breek aan buite, hy man het weer, want jy ken jouself. It won't transform you, because transformation comes from obedience. If you ever want a change in your life, you have to be obedient to the instructions. Jy sê, ons kan nou maak, maar hy het TV wat ons wil maak. Hy het 'n booklet, instructions. Hy sê vir ons waar ons moet druk om hom aan te sit. So as ons hoe noem ons dit nou, as ons die benefit van hy TV wil hê, dan moet ons presies doen. Die rede hoekom jy nie kan verander nie. En kyk die familie, die slegte ding daarvan is, dat jy sit met al die informasie. Jy kom aan Sondag kerk toe, wat kry jy? Information. Die probleem is, jy kan nie obedience is aan die information, wat ons binne in die information is daar 3 instruksies. Altyd. Ek het dit vir hulle gesê. Wat is dat? As jy dit moet gaan doen, is dit kom. En die rede hoekom niks nog verander het vir jou nie, is jy doen nie. Nou, hier is die toorgoed, en jy weet as ek sê, die toorgoed is erg. Jy kom elke Sondag. Nou, vir niks doen nie. Waar is die change? Hoeveel boodskap het jy nou al gehoor van? Waar is die change? Waar is die change? Waar is die change? En soos het nou hier met jou sukkel ek vir 6 jaar nie.
Was die chains? Soos jy nou sukkel met ons 7 jaar, hoe lang gaan ons nou? 8 jaar, Suster Berenice. Sê ek dieselfde ding oor en oor, want ek kan nie wegbeweeg van die instruksie aan vir ons die deur oopmaak. Ek kan nie afwyk van die sê nie, because ons moet daarin, en nie information vat ons daarin nie. Obedience unlock het vir ons. Hy sê nie as hulle luister aan die skrif sê nie. Hy sê nie as hulle hoor wat die skrif sê nie. Nou ek pres hier dat jy moet doen wat die skrif sê. Nou, en jy wil sê aan my luister. Ek sluit af. Kan jy sien wat sê Abraham vir Lazarus? In die ryk man in die doderyk. Toe die ryk man sê, stuur vir hy manne. Toe sê Vader Abraham, hulle het Moses en die profeet daaronder, as hulle vir hulle nie luister. Jy wat nie luister is geprofeteer. Jy is gepredestine. Vader Abraham het dit gesê, as hulle nie eers aan die profete daaronder luister nie, hoeveel te meer gaan hulle luister as ons iemand by die dood het stuur. Kan jy sien dat die probleem kom nie vandag in koring aan nie. Dit het al doel met die dood van Lazarus was al sulke mense en hy generation is nog steeds nie. Ek moet afsluit, man. Ons is op 'n tens dingetjie nou. As dit wat jy persoon, wat jy doen, volhard en wat jy doen, en ja, as dit jou lewe al gechange het, sê ek vir jou, volhard daar. As dit jou 'n beter mens gemaak het, as die manier hoe jy het sien, as dit al vir jou blessings in deure, in goeders, en die beloftes van die Here in jou lewe al gemanifesteer, dan sê ek, continue. Maar as jy nog niks gesien het van wat jy doen, en niks kom reg nie, hoe kan ek pursue, hoe kan ek continue, hoe kan ek aanhou, en ek kry die resultaat. En weet jy maak het vir jouself moeilik, en ek sluit af. Die skaapwagter lei die skape na groen wyn. Jy hoef dit te soek. Jy moet net. Want die herder het nou gesê weer regs. Die herder het nou weer gesê ons gaan hier om. Die herder het nou weer gesê ons gaan. Is jou weer is net 'n vreemde stem. Luister hulle nie. So vra van iemand langs in jou, as jy dit is. Obedience transform. Obedience. Sister Rebecca, obedience. As enige is aan my luister, ek sê hoe jy luister is aan die Here. Because God honor authority. Hy het die authority hier gestel. Staan nie my vrou. As ons wat hier sit, nie hierna luister, dan beteken jou God het vir jou niks. Because ons is nie aangestel hier, deur hier. Ons is ons aangestel nie deur die Here. So, jy kan nou van ons hou, of nie van ons hou nie. As jy nie die honor nie, whatever jy hier binne voor vra en soek, hy nie kry nie. Das mense by julle werksplek, weet jy, wat reer al ver moes gewees het, maar omdat hulle daai mense aan die voorkant grief gee. En daai man vat die jou, omdat jy nie die werk kan doen nie. Hy likes nie jou, omdat jy hom disrespect. Is al.
Nou, hy kan sien, nee, maar jy het, nee, maar jy kan. Hy kan sien in sy opswyse, nee, broer Dennis het dit. Nee, ek het al gesien, nee. Maar die ding van disrespect maak dat hy voel. Ek kan nie iemand in my kring bring wat my disrespect het. Ek kan nie vir iemand bid wat my disrespect het. Ek kan nie vir iemand 'n profesie gee wat my disrespect het. Jy blok my. Kom nou. Hoe voel jy teen jou kinders en hy sal jou disrespect? Julie. Hoe voel jy? Nou ek is ook 'n pa. Kom nou. Jy moet dit wat God aangestel het. Respect. Die Here het vir Cyril Ramaphosa. Glo my. Hy sit authority in plek. Hy het hom gesag kom van wie af. Ek wil afsluit, maar ek wil die prentjie dat u verstaan. Familie, hy was niks. Ek het vir Sondag gesê, hy was nie hemelie. Maar God het hemel gemaak. So God was daar voor. So waarvan kom authority? Van Cyril was hy aan nie. En God respecteer authority. Hy sê, julle moet julle aardse leiers net so, julle ken julle Bybel nie, net soos wat julle hemelse Vader. En ons moet vanaand huis toe gaan en gaan besluit. Because as jy nie respect het vir wat God daar gesit het nie, then you waste your time. Wie wat familie? Ek het groot aandeel in baie van julle se gebede. Amen. Because het gaan oor wat ek vir die Here sê van jou. Amen. En die mense wat swak is en wat nie reg loop nie, jy benefit die uit. Kom nou. Dus is my skaap. Ek moet jou voor die Here praat. Jesus kon niks doen as die better mens. Nie wat die mense om geken het. Maar hy kon niks doen omdat mense nie in hom glo. Nou gaan jy sien hoe kom die Bybel elkeen vir jou sê wie in my glo, wie in my glo. Want dit begin by wat God aangestel het. Jou wonderwerk, jou deurbraak is opgesluit oor wat God in plek gesit het. Kom nou. Want jy kan huis toe gaan en jy kan na God toe gaan. Gaan na hom toe. En as jy hom kry, bel my, wys my waar is hulle, en ons weer gaan soom toe. En daar is ons mense wat sê, ek het 'n verhouding met die Here. Nou, jy weet waar hy is, vat my saam. Wanneer God 'n ding in die aarde wil doen, as dit iets in plek. Vir Koring het die Here vir Sandy en vir Clifton in plek gesit vir jou en vir almal die wat nog moet. If you can't honor that, you don't honor God. Het jy ooit gebid en sê, Here, dankie vir Sandy en vir Clifton, wie u gestuur het, hier na Grootbrak toe, en na Pastoor toe. Soms is het so by my kinders hier, en is die, en is gewoon, die system wat u vir ons in plek gesit het, die channels wat u vir ons gestuur het, hou hulle, Here. Here, ek bid vir apostel, vir Sondagoggend. Ja, die man van die Here moet my ding Sondag hier release. Because wat u wil stuur vir my, gaan deur die man van die Here kom. Vir die plek, as jy hier instap. Is dit so? Amen. So if you can't honor what God has put in place,
then you miss your blessing. Niemand wat nie in Jesus geglo het, het gesond geword. Want hulle wou nie respek wat God. Wie is jy? Nou koning, nee, waar het die koning so, God het daai Jesus in plek gesit. Jesus sien nou nie man. Ek klap vir manne. Ek klap vir manne. Well done Jesus. Because jou werk is voltooi. Want na Jesus was daar Petrus en na Petrus was daar Paulus en so gaan ons aan en nou is dit my en jou beurt. Nou wil die Heilige Gees deur ons werk. Kom nou. Kom mense het gesing my werk. Jou werk. Almal se werk. Maar werk ons so koring. Nou, wie maak koring 'n slegte plek? Wie maak dat mense buite sê, hy is 'n skinderplek hy? So ons moet vanaand door die besef op, dat ons morsie werk van die Here. En om het recht te maak, as een discipel te wees. Jy was 'n discipel, en jy het omgedraai, en nou, 'n man wat sy hand in die ploeslang omdraai, kan nie ingaan nie, want daar was 'n môre wat ek vir jou kon gesê het, kom. Kom nou. En ek praat nie net van die diepe bediening nie, wat jy vandaan kom, onthou jy toe jy so vars bekeer was, toe jy 'n disipel jong, die mense hou eintlik te min keer na jou, vir jou, want dit is te lang nou na daar, jy gesê, daar is dit so, dat is te lang na, sy is 'n disipel. En nou ons te veel keer. Ja. Ons is nou te veel besig. Dit bly nou net